Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes in samewerking met Hinterland en NWK. Welkom by Nasie in Gesprek, ons reis deur die Suid-Afrikaanse platteland. Elke week besoek ons 'n spesifieke kontry en ondersoek dan 'n landboubedryf eie aan daardie gebied. Vandag se episode neem ons na die Oos-Kaap, wel bekend vir die suiwelbedryf. Hier is waarna jy kan uitsien. In ons kontry-segment gaan kyk ons na van die asemrowende bestemmings in die gebied en gesels ons met melkprodusente in die area. Ons kyk ook spesifiek na van die inisiatiewe wat deur produsente onderneem word om die bedryf en ander boere in die gemeenskap te bevorder. Tydens In Konteks gesels ons met Chris Burgess van Landbou Weekblad en lê besoek af aan Kuga Dairy. Chris van Dijk van die melkprodusente organisasie sluit dan by Theo Foster aan in gespreksfokus. Oos-Kaap is 'n gewilde bestemming vir besoekers omrede die verskeidenheid van unieke ervarings soos natuurskoon, seefront en aktiwiteite, as ook sy vriendelike mense. Dit alles maak elke besoek onvergeetlik. Veral suid van Port Elizabeth is die aantreklikhede van hierdie streek amper onbeperk. Van die wêreldbekende branderplankryparadys Jeffreys Bay tot die gewilde St. Francis area met hulle asemrowende kanaalstelsels en pragtige vakansiehuise, sal hierdie streek 'n blywende impak laat op elke besoeker. Daar is ook natuurlik die waardevolle windplase in die omgewing wat werklik 'n verskil maak in die gemeenskap se lewenskwaliteit en elke besoeker gerus stel dat hierdie streek se mense vir mekaar omgee. Ons het by raadslid Brenton Williams van die Kuga munisipaliteit gaan uitvind wat hierdie streek so aanloklik maak vir toeriste. Hy het ook vir ons vertel watter groot impak landbou en toerisme op die area het. Tourism and agriculture are two economic drivers in the region. In terms of agriculture, we've got citrus that comes from the Gamtoos Valley. We're one of the biggest exporters of citrus in South Africa. And then we're also one of the most high-density dairy farming areas in South Africa as well. And then from a tourism perspective, Jeffreys Bay got put on the map and St. Francis Bay through tourism. It started off with the farmers from the Gamtoos Valley coming to the coast in the early 1900s. And then by the 1960s, the international surf community discovered the area, discovered that we got perfect waves here, and surf tourism then kicked in, with the surf industry that followed behind that. We extend an invite to people from all over South Africa and even internationally to come visit the Kuga municipality. We've got a lot on offer. You can visit high-intensity dairy farming areas. You could learn to surf on the perfect waves of Jeffreys Bay. You can take a boat ride out into the bay. You can just take a walk on the beach and pick up shells. Jeffreys Bay is also well known around the world for the shells that wash up on the beach. So come in and visit Kuga and have a holiday of a lifetime. Humansdorp is 'n welbekende landboudorpie met 'n geskiedenis wat terugdateer na die 1800s toe. Die landboupotensiaal van hierdie streek is eindeloos, maar bovenal is dit 'n suiwelparadys. Broer en suster Jacobus en Meisie Vermaak boer tussen Humansdorp en Oesterbaai. Hulle vertel ons meer van hulle plaas Rosenhof en die inisiatiewe waardeur hulle werknemers bemagtig. Ons melk op die oomblik so 1230 koeie 2 keer op 'n dag. Ons het ook so 450 vleisbeeste wat ons ekstensief mee boer. Ons het 26 mense in diens. Ek dink ons het 'n goeie verhouding met ons mense. Ons probeer om hulle 'n beter lewe te gee. Ons het nooit swart bemagtiging gedoen omdat ons dit moes doen vir 'n telkaartjie. Ons wil regtig vir hulle 'n beter lewe gee. Ons het aan die begin van die jaar 'n kleuterskooltjie begin op die plaas.
So die voorskoolkinders gaan daarna toe in samewerking met die Koop. Ons is betrokke by die Rebokrant Dairy Development Trust. Dit is 'n soort bemagtigingsplaas waarby die plaaswerkers en ou plaaswerkers voordeel trek. En ons het ook 'n program op die plaas wat werknemerwelstand bevorder. Ons het by Rebokrant Dairy Development Trust betrokke geraak omdat ons werkers wil ophef. Die werkers wat deel is van die skema besit die grond, so die Rebokrant plaas is hulle eie eiendom. Ons gee die trekkers die implemente, ons moet die weidings aanplant en ons gee die bestuur. Sidwell Zepe is een van die merkwaardige werknemers op Rosenhof. Hy het die plaas 16 jaar gelede betree met geen ervaring nie. Jacobus en Meisie se pa, Johan Vermaak, was vir hom 'n vaderfiguur en mentor en alles wat hy van suiwelboerdery weet, het hy by hom geleer. Vandag is hy 'n bekwame assistentbestuurder en 'n trustee van die Rebokrant Dairy Development Trust. Toe ek begin werk by die plaas, ek het begin soos die gewone werker. En as die tyd loop, ek neem aan die man wat saam met my gewerk, meneer Vermaak, hy het die potensiaal gesien by my en toe begin hy my ander goed ook leer. So toe leer ek ander goede want hy was nog alleen by die plaas, ek was sy regterhand daai tyd. So dit het ek geleer om ander goed te leer met die bestuurder en al die goede. As 'n werker van Rosenhof, ons is ook die deel van die projek van Rebokrant Dairy Development Trust en daar waar ons is nou, dis lekker want daar's einde van die jaar iets uit van die projek af wat ons kry vir die mense en vir die community dit meen baie. Ja, almal wat betrokke is by Rebokrant, hulle voel soos die eienaars by die plaas van. In die begin dit was omdat ons moet net geld kry, maar as die tyd loop, hulle wil nou die boerdery bou, laat hy groei. Ek is 'n boer, so nou my lekkerste is om tussen die beeste te werk en dis waar eintlik al die goed aankom. Ek geniet om daar te wees. Soos as ek by die kantoor is, dis vir my lekker. Ek wil net daar by te wees om tussen die beeste. Konrad Dreyer is die eienaar van Brandkop Boerdery en hy is ook 'n aandeelhouer in die Rebokrant Dairy Development Trust. Ons het hom gevra waarom hierdie projek so 'n groot sukses is. Een rede hoekom die projek 'n sukses is, ons het die projek begin onder die ou Elraad skema waar die regering 'n sekere bedrag beskikbaar gegee het aan die plaaswerkers en dan moes hulle 'n sekere bedrag by 'n kommersiële bank gaan leen. Hulle kon die plaas as sekuriteit gebruik om lenings in die hande te kry. Wat gewoonlik met meeste van hierdie projekte 'n probleem is om sekuriteit te lewer om kontant in die hande te kry om die projek te ontwikkel. En dan weer obviously van ons kant af het ons die kommersiële boere in die prentjie ingebring wat honderde jare se ondervinding agter hulle het om te sorg dat die plaas reg bestuur word onder die regte boerderybeginsels en ekonomiese beginsels. Albei partye is baie positief oor die projek. Ons het goeie wederzydse vertroue tussen mekaar. Hulle vertrou ons vertrou hulle. Ons het die projek weer verleng en ek wil dit spreek boekdele. Jy weet, as hulle nie gelukkig was met ons nie, het die projek nie verder gegaan nie en as ons nie gelukkig met hulle was nie, het ons ook die projek verder gevat nie. Het jy geweet, groot Holstein koeie kan op die piek van hulle laktasie soveel as 100 liter melk per dag produseer? 'n Skema soos Rebokrant is werklik 'n toonbeeld van opheffing in ons land. Ten spyte van die vermindering in die getal melkprodusente, is hierdie steeds 'n suksesvolle bedryf met produsente wat 'n positiewe gesindheid het en daartoe verbind is om 'n verskil te maak. Na die breek gesels ons met Chris Burgess. Bly ingeskakel.
Welkom terug by Nasie in Gesprek. Onthou om ook jou opinie te lig op Facebook en Twitter. Ons ondersoek vandag die suiwelbedryf en by my is Chris Burgess van Landbou Weekblad. Welkom Chris. Baie dankie. Wat vat dit om 'n melkprodusent te wees? Wel, dit is nogal 'n taai bedryf, né? Die melkboer het altyd die grap, melkplaas is 'n tronk sonder tralies, omdat jou koeie moet elke dag 2 keer gemelk word en dit maak nie saak wat 'n vakansiedag is nie en dit is dag in dag uit, maand in maand uit. En jy sit natuurlik met 'n produk wat jy nie kan opberg nie, so dit moet elke dag verkoop word. So dit is nogal 'n taai bedryf. So maak die melkboere geld? Wel, die melkprys het die afgelope paar jaar met so 9% gegroei, maar jou insette het met 10% gegroei. So die som is nie heeltemal gemaklik nie, maar dit hang ook af wat se tipe melkboerdery jy doen. Jy kry volvoer rantsoen bedryf waar jy jou kos eintlik aan die beeste voorsien, of jy het aangeplante weidings waar die beeste self uitgaan en hulle kos gaan soek. So die een volvoer is nogal, die insetkos is nogal hoog, maar jy kry hoë produksie, en dan jou aangeplante weidings laer kostes, maar ook laer produksie. So wat doen die boere dan om te oorleef? Wel, die boere het eintlik maar twee goed wat hulle kan doen. Hulle kan groter word of hulle kan beter word. So jy word beter met tegnologie. Daar's fantastiese, veral is Israeli tegnologie wat alles meet wat jy doen, en dan groter word. Jy weet, ons het van die grootste kuddes in die wêreld. Ons is daarbo met Kalifornië en Nieu-Seeland en Australië. Voordat ons verder met Chris gesels, het ons by Kuga Dairy gaan inloer. Kuga Dairy is geleë naby die Kuga hawe in die Kuga industriële ontwikkelingsone, en hulle is met trots 'n omgewingsvriendelike melkery met 'n fokus op die plaaslike melkboere as ook die gemeenskap se welstand. Kuga Dairy kombineer plaasvarsheid met omgewingsvriendelike tegnologie om verbruikers met die beste suiwelprodukte te voorsien vanuit die Oos-Kaap se platteland. Hulle hoë temperatuur prosesseringseenheid speel ook 'n beduidende rol in die vermindering van hulle koolstofvoetspoor. Kuga Dairy is gestig in 2010 deur 'n groep van 13 boere, en hulle missie is om 'n volhoubare toekoms vir die Oos-Kaapse suiwelgemeenskap te verseker. Die ontwikkeling van die melkery het gehelp om die gemeenskap te bekragtig deur kwaliteitprodukte as ook langtermyn werksgeleenthede te verskaf, terwyl dit ook natuurlik waarde toevoeg vir die plaaslike melkboere. Tans word sowat 20% van Kuga Dairy se melk aangekoop van die plaaslike ontwikkelende boere. Die melkery se produkte word bemark onder die Coastal View handelsmerk, en hierdie topgehalte reeks is beskikbaar in geselekteerde winkels reg oor Suid-Afrika en Afrika. Het jy geweet, Suid-Afrikaanse melkboere produseer amper 3 miljard liter melk per jaar. Dit is merkwaardig om te sien hoe produsente verder betrokke geraak het in die waardeketting tot voordeel van die plaaslike ekonomie en gemeenskappe. Chris, hoe lyk die pad vorentoe? Moet ons nog melk gebruik? Wel, ons melkproduksie groei. Ons het miskien minder boere, maar ons boet nie in op produksie nie. So in 2015, dink ek het ons 'n hoogtepunt bereik van 3 miljard liter. Maar die eintlike groei lê in kaas. Kaas het met in die afgelope 10 jaar verdubbel, die verbruik daarvan, en dan langlewe melk. Dit groei so net onder 12%. Die groot probleem is natuurlik, mense sal moet kyk na die invoere. Langlewe melk byvoorbeeld, daar was die geval waar ons van Pole af ingevoer het, en dit word ingevoer sonder tariewe. So die enigste mense wat dit natuurlik kan aanspreek is die staat. Baie dankie Chris. Plesier. Na die breek gesels Theo Foster met Chris van Dijk van die Melkprodusente Organisasie. Bly ingeskakel. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Ons praat vanaand oor die suiwelbedryf. By my in ateljee is Dr. Chris van Dijk van die Melkprodusente Organisasie. Chris, welkom. Baie dankie. Hoe groot is die suiwelbedryf in Suid-Afrika? Theo, as mense dit miskien in konteks kan sit met die totale wêreldbedryf, is ons maar omtrent 0.6% van die totale melkproduksie in die wêreld.
Maar Suid-Afrika self, laas jaar het ons onder andere een van die rekordjare gehad, wat ons 'n produksie gehad het van omtrent 3 biljoen liter in totaal, jy weet, uit omtrent 600.000 koeie. En dit het omtrent 'n bedrag van omtrent 14 biljoen rand het dit gerealiseer. So dis die totale omset van die mark. Jy weet, ons is nie so groot soos die pluimveebedryf nie, maar ons is omtrent die derde, vierde grootste veebedryf binne in die land self. As 'n mens net so na die syfers kyk, Chris, dan klink dit na baie groot syfers. Maar die afgelope 20 jaar het daar beduidende strukturele veranderinge plaasgevind in die bedryf en eintlik is die bedryf tot 'n groot mate nie so gesond soos die syfers dit wys nie. Theo, ja, ek dink as mens gaan kyk, jy weet, kom ons sê van 1980 af, 1980 was omtrent 12.000 melkbore in die land. Vandag sit ons met 1680 melkbore in die land. Maar wat oor tyd gebeur het is dat die melkbore, jy weet, hulle het begin optimaliseer. Hulle het uiteindelik, jy weet, hulle moes gaan kyk na die kostes en so aan. En dit is so, jy weet, dat hoe groter 'n boerdery kan raak, uiteindelik hoe beter kan hy boer. En ons het ons gekry dat, jy weet, waar Mpumalanga byvoorbeeld die hoogste melkproduserende area in die land was, dat ons uiteindelik nou sit dat Mpumalanga omtrent 3% van die melk in die land produseer. Teenoor die kusstreke, Tsitsikamma of die Oos-Kaap self produseer ongeveer 30% van die land se melk. Natal produseer ook omtrent 25% van die land se melk en dan die Wes-Kaap so 27%. Jy weet, so in totaal is daar so 78 na 80% van die melk kom van die kusstreke af. En dit maar net geraak dat dit amper onekonomies geraak het, weet, om op sogenaamde volvoerstelsel te produseer en baie meer winsgewend geraak het, jy weet, om van veidingstelsels af te produseer. En dis natuurlik die voordeel wat baie van die mense in die kusstreke het. Ja, definitief, weet, en dis hoekom ons so groot produksie het dan spesifiek van die Oos-Kaap af, maar dan ook van Natal af. Kom ons breek bietjie die prys af in terme van die prys wat die verbruiker betaal en die prys wat die produsent daai kry. Hoe lyk daai struktuur? Theo, as mens daarna gaan kyk, jy weet, ons is jy weet, omtrent daagliks is ons besig om te kyk na die prys en wat kan ons doen, jy weet, binne die mededingingswette en die kompetisiewette en so aan, kan ons natuurlik nie gaan, ons kan 'n prys gaan beding vir die boer nie, maar jy weet, ons is op alle fronte, jy weet, die interaksies wat ons met die staat het, interaksies wat ons met ander organisasies het en so aan, is ons besig om te kyk en dan natuurlik in die hele produksieketting en uiteindelik dan met die kleinhandel ook. Die kleinhandel, uiteindelik dis waar die melk verkoop word. Op die stadium, die melkprys teenoor wat die boer kry is omtrent 'n verhouding van 1 tot 4. Met ander woorde, as die boer omtrent R4 kry, dan is die melk in die kleinhandel is dit omtrent R16. En die verhouding het 'n bietjie amper uit mekaar uitgeloop. Op 'n stadium was dit omtrent 1 tot 3, 1 tot 2 gewees. Met ander woorde, as die boer R4 gekry het, was dit R8 in die winkel gewees. Maar daai geld het uiteindelik dit nie, jy weet, noodwendig na die sekondêre verwerker, jy weet, die verwerkers van die melk toe gegaan nie. Dit het ook nie na die kleinhandel toe gegaan nie. Daar was 'n klomp goed wat bygekom het, onder andere natuurlik die verpakkingskoste, verpakkingsmateriaal. So daar's niemand wat langs die pad nou skielik ekstra wins maak nie. Jy weet, dit is so dat, maar uiteindelik, jy weet, die boer wat 'n sogenaamde prysnemer is, ons is besig om op 'n daaglikse basis te kyk hoe kan ons 'n beter prys vir hom beding en maak dat ons dan uiteindelik, jy weet, die volhoubaarheid van die boer op die plaas kan verseker. Wat is die struktuur of die tendens rondom die handelsmerk van melk relatief tot die melksuiwer as kommoditeit? Is daar spasie daar? Is daar mense wat dit suksesvol reg kry? Hoe lyk daai posisie? As ek jou vraag reg verstaan, dan bedoel jy seker, jy weet, hoe kan mens byvoorbeeld met organiese melk definitief dink ek het 'n mark, maar daar's nie baie boere wat daarvoor gaan nie, jy weet, daar's baie wetlike vereistes en ander vereistes waaraan hulle moet voldoen. En dan natuurlik die ander tipe melk, jy weet, ons sit byvoorbeeld met die sekere van die kleinhandelaars wat net sekere koeie se melk byvoorbeeld inneem. Ja, dis 'n nismark wat hulle vir hulle self gesien het en 'n nismark wat hulle definitief benut. So ek dink daar is baie geleenthede, jy weet, vir produsente wat binne in en dis ook baie belangrik dat die produsente in hierdie ketting moet inkom. Want anders, jy weet, uiteindelik om net die melk, soos ek in die begin gesê het, om net 'n prysnemer te wees en net afhanklik te wees van die melkkoper. Dink ek is wat baie boere se probleem ontstaan het. En ek dink is belangrik dat 'n mens moet gaan kyk na die totale ketting en hoe kan jy dit integreer en hoe kan jy byvoorbeeld, jy weet, uiteindelik jou melk gaan verwerk na maas of na yoghurt of selfs na kaas toe. Om die waardeketting langer te kry. Om die waardeketting langer te maak en dan deel te word van die hele waardeketting. Jy weet, sodat ons nie die kleinhandel aan die een punt het en jy is boer dan aan die ander punt nie, maar uiteindelik om dan basies te integreer en binne in hierdie ketting in te kom. En dis ook 'n meganisme om te sorg dat jy nie suiwer 'n prysnemer van 'n kommoditeit bly nie. Ja, definitief so, ja.
As 'n mens kyk na ons is in Suid-Afrika en daar's baie druk veral op die landbousektor rondom transformasie, rondom nuwe toetreders tot die speelveld om nuwe boere geskep te kry. Van die suiwelproduksie mark af of van julle melkprodusentorganisasie. Waar staan daai posisie en is daar planne? Ja, ons het baie planne. As ons gaan kyk na die strategie, jy weet vandat ek laas jaar nou begin het by die NPO, het ons 'n hele strategiese plan in plek gestel en ons strategiese plan is 'n kort en 'n medium en 'n langtermynplan. Maar op die medium tot langtermyn het ons definitief baie planne. Jy weet op die korttermyn is al reeds baie goed wat besig is om te gebeur. Ons kyk byvoorbeeld na ons sogenaamde deelmelkstelsels. Jy weet daar's baie goeie voorbeelde byvoorbeeld aan Madlelo onder in die Oos-Kaap wat die swartmelkers dan inkom. Jy weet en dis mense wat baie keer begin het op die melkplaas as 'n werker op die plaas. En uiteindelik het hy 'n toesighouer geword op die plaas en dan uiteindelik het hy nou 'n bestuurder geword van 'n plaas. Jy weet, so dis een van die voorbeelde. Onder in Tsitsikamma is daar ander voorbeelde en daar's hier binne in Gauteng en selfs bo in Limpopo is ons met 'n klomp projekte in die gang wat uiteindelik weet wat gaan bydra tot hierdie totale transformasie of die transformasie van die hele bedryf en om seker te maak dat ons die swart mense daar buite laat ons hulle wel intrek en laat ons hulle wel kan uiteindelik in hierdie industrie wat jy weet definitief deel van die voedingsbron is van die nasie want dit is baie belangrik, jy weet melk is 'n baie belangrike voedingsstof en ek dink uiteindelik moet ons seker maak dat ons wel die nodige melk in die land kan voorsien. Ons praat van die nodige melk in die land voorsien. Mens kry tog baie keer dat melk ingevoer word. Wat is die realiteit rondom dit en waarom kom daar melk van buite af in? Ja, ek dink laas jaar se invoer van die melk, jy weet ons het 'n groot hoeveelheid melk van Poland af gekry, sogenaamde langlewe of IAT melk. Ek dink dit was deels omdat die kleinhandel oningelig was oor sekere aspekte. En dis een van die goed wat die NPO ook begin doen het, jy weet dat ons nou met hulle in interaksie getree het en vir hulle direk inlig en op 'n maandelikse basis met hulle praat om hulle te verseker, jy weet dat daar genoeg melk in die land is. Maar dit is ook so dat ons 'n netto uitvoerder is van melk. Op die stadium het die 3 biljoen liter wat ons produseer, 95% van dit word binnelands gebruik en op die stadium word omtrent 5% word uitgevoer. Maar ja, daar het langlewe melk ingekom en selfs hierdie jaar ons is bewus van die melk wat ingekom het. Dis goeie kwaliteit melk wat ingekom het, maar dit is ook so, jy weet dat 'n kleinhandelaar nie daarvan hou as sy rakke leeg is nie. So weet sekere tye van die jaar met die sikliese patroon wat ons het met melkproduksie, sekerheid vir tye van die jaar mag hulle in tekorte inhardloop en ek dink is maar net daai verskansing wat hulle dan doen om seker te maak, jy weet dat hulle wel melk op die rak kan hê. Chris, baie dankie. Dit was Dr. Chris van Dijk van die Melkprodusentorganisasie. Sluit gerus weer by ons volgende week aan. Dan gesels ons verder oor landbouindustrie. Mooi loop. Baie dankie Theo. Volgende week neem ons reis ons na Oudtshoorn, wat nie dieselfde sal wees sonder sy welbekende volstruisbedryf nie. Neem deel aan die gesprek en onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen. Raak betrokke by die landboubedryf, want dit raak jou. Tot volgende week, totsiens. Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes in samewerking met Hinterland en NWK.